Goeiemôre. Baie welkom in die huis van die Here. Ek begin al 'n paar van die gesigte herken. So lekker om u weer te sien. En het ek daar aan die konsistorie ook gesê, dis eintlik 'n wonderlike gemeente hierdie, hoor. En ek sien eintlik baie uit as dit my beurt is om ook saam met julle te kom kuier hier in die huis van die Here. Maar baie welkom dan vanmôre in die huis van die Here. Ons het 'n paar afkondigings. Nou die meeste van die dinge, Madeleine is so oulik. Julle moet haar maar regtig baie mooi oppas, hoor. Sy gee vir my lank voor die tyd al my opdragte. Nou kan ek net sê hoe die kalender lyk. Nou vanmôre is daar nou gewone erediens in die katedese. En dan die 17de is daar Kerssangdiens om 6:00. Ek weet nie van, ja, lyk vir my daar kan dalk ook 'n erediens die oggend wees, maar ek dink die kerkeraad sal seker nog daaroor besluit. Maar 'n Kerssangdiens 6:00 op die 17de. En dan die 24ste is nou seker die einde van die maand se kant. Is dit 'n nagmaal en die katedese se afsluiting en iets waarna u regtig kan uitsien. So ken ek mos ons mense, is 'n gemeentebraai. Nou dit kan mos, julle kan dit mos nou nie mis nie. Dan moet ek net onder aandag bring van gewoonlik is Oktober maand, die 10de maand, ook sommer 'n 10de dankoffermaand, maar jy weet maar hoe gaan dit deesdae met gemeentes? Ons trek baie swaar en ons mense trek baie swaar. En daarom het die kerkraad besluit om bietjie net aan te las na November toe. As jy nog nie kans gekry het om u spesiale bydrae vir die Here te gee in Oktober nie. Ek weet van die boere doen dit. Hulle gee so eenmaal, en daar's ander wat ook sê, nee maar wag, ek moet nou eers wag vir volgende maand, se einde van die maand, maar ons gee vir die kans vir ook die hele November. Dan het ons verjaarsdae. Op die 5de, dit omtrent so Dinsdag, is Zona Visser. Is Zona hierso? Sien nie? Die 6de, Henko Meyer. Hierso? Ook nie. Die 8de November, Natasha Smit. En die 11de November, Frida van Zyl. Nie een enkele verjaardag maatjie nie. Kan jy dit nou oorvertel? Wat nou hier vandag is nie. Dan is spesiaal voorbereidingslys vir Gerard Oosthuizen. Ek dink jy almal is bewus. Daar by ons is dit nou tant Anna se kleinseun, tant Anna se Oosthuizen wat daar by ons bly, daar in Warmbad, is haar kleinseun. En u weet dat hy ook sleg gebrand het. En in u gebede dat jy asseblief in die besonder ook aan hom sal dink. Dan is ons nou vanmôre ook nog half gelukkig. Ek het vriende wat ook spesiaal moeite gedoen het, ook van Warmbad af. Stein, Nita, my vrou het ook 'n slagkerk toe gekom. Maar hulle twee kom ook van Warmbad af en ons is lekker om ons pelle ook hier te hê. Kan ek hoor as daar dalk nog iemand wat vanmôre kom kuier het? Enige wat sê maar, dit is ons wonderlik. Sê gou vir ons wie is die hoof van die huis? Die een wat die hoof van die huis is kan praat, hoor. Sê vir ons, wie is ons? Nou sê vir ons, wie is ons? En waar kom ons vandaan en so aan? Hy kom kuier. Jy kom kuier. Hy is 'n oud inwoner en jy kom van Pretoria af. En daai jacarandas blom, maar sonder reën, né?
baie, baie welkom. Lekker, nog iemand? Baie, baie welkom. Kom ons word stil. Net so, ons het ons nou gejaag en hier gekom. Nou ja, nou moet ou eers nou seker maak, jou gedagtes, die hond is toegesluit en die stoof is afgesit en die hek is daar toegemaak. So, kry dit nou eers uit, dan word ons stil en wag op die Here. Want die Here het ons geroep as sy kinders om na hom, na sy woord te kom luister. Kom ons word stil voor sy aangesig. In Jesus se naam. Amen. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Dan kom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Geliefde gemeente, genade vir u, vrede van God onze Vader en van onze Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nou lekker saam. Ek het 'n spesiaal lied uitgesoek. Ons spring daarmee weg. Lied 464 en as jy net daar gaan saam met my kyk na dis lied 464. Ek noem daardie lied noem ek die Bosveld liedjie. En as jy nou sing, moet jy na die woorde luister. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor 'n fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Is pragtig, nee. Nou en dan daai refrein en ek weet hierdie gemeente kan lekker sing en so gaan ons hom nou sing. Lied 464, al die verse.
Oeps, net 2. Is ook reg. Ons het so lekker gesing. Nou ja, ek is so bly hier's kinders. Dis eksamentyd. Dankie maatjies dat jy in eksamentyd kerk toe gekom het. Ons is baie trots op jou, hoor. Ek het so 'n bietjie ietsie saamgebring. Onthou julle laas keer het ons die 10 gebooie geleer. Onthou julle hom nog? Wat is die eerste een, wat is die tweede een? Onthou jy hom? Ja, ons het onthou hom mooi. Reg. Nou, ek het weet jy, die lewe is, maatjies, is mos nou so. Het jy al 'n klein klippie in jou skoen gehad? Waar jy, daai was om te sê ja. Ek ken so 'n klein klippie in my skoen. Hy maak seer. Hy's hinderlik ook, hoor. So, maar elke dag is daar sulke klein klippies wat in jou lewe kom. Elke oggend as jy opstaan, as probeer jy nou mooi opstaan, maar jy probeer hierdie dag die beste, maar jy probeer self. Maar dan hierdie dag is daar allerlei klein goedjies wat gebeur. Klein klippietjies wat, nou kan ek so hulle is so klein elke dag, so die dag is 'n sussie wat moet my beklei, of 'n juffrou wat nou sê ek het nou by huiswerk nie mooi gedoen nie, maar die hele dag is dit hierdie klein klippietjies in my lewe wat my lewe nou net baie swaar maak. En dan natuurlik, behalwe klein klippietjies, is daar groot goeters. Nou, as ek met die cricketbal gespeel het, en is deur die venster, groot moeilikheid. En dan is jou hele dag daarmee heen. En dan, as pa jou nou weer 'n slag vasgetrek het, oor sy saag, wat jy, sy houtsaag waarmee jy yster probeer saag het, groot moeilikheid. En so gebeur dit nou, dat ek op daar sit, dan gebeur dit nou, dat die goeters nou, die een na die ander kom, hier, maar die dag is net heeltemal, en dan uiteindelik, dan sien jy maar die lewe werk nie uit nie. Alles loop te mekaar. En as alles te mekaar is, wat doen ek dan? Heel laaste, dan vra ek dat Jesus my moet help. Heel laaste. Oeps. Maar nou pas dit nie in nie. My hele lewe pas nie in nie. Ek het so 'n klip gevat en ek het nou Jesus daarop geskrywe, maar net so om te wys. So, dan probeer jy nou laaste vir Jesus vra om my te help. Maar dit werk nie. Dit pas die hele dag, pas net nie in nie. Nou, waar lê die fout? Prioriteite. My prioriteite is verkeerd. Kom ons begin weer van voor af, jammer vir die lawaai, maar kom ons vat nou heel eerste vir Jesus. Voordat ek begin ek nie met Jesus. En, nou moet ek hier goed hier uitkooi. Lekker. Nou, as ek met Jesus begin, en ek sit hom heel eerste in my lewe. Eerste ding, ek begin met Jesus. En dan kan ek kom en ek vat so 'n klompie en dag vir dag, soos wat die klein goedjies kom, die klein klippies, so kan ek dit hanteer, sien? So kan ek dit hanteer. En dan kom natuurlik ook groot probleme. Groot probleme kom. Ek en pa, ek en meneer, maar jy kan. En dan kom daar nog 'n groot probleem, die hele dag. Maar, daar, omdat ek met Jesus begin het, werk alles mooi uit. Altyd met Jesus begin. Nie
wag tot al die moeilikheid kom en dan probeer om vir Jesus te vra om my te help nie. Nou, ek het ook 'n lekker liedjie gekies en spesiaal vir ons maatjies en ons gaan dit sing, lied 543. Nou gaan ons na die wet van die Here luister. Nou weet jy almal, Jesus het die wet opgesom, nee, jy moet die Here jou God heel eerste alles met jou hele siel, met alles wat jy het, met die Here jou God lief hê. Jy moet ook jou naaste lief hê, maar jy moet ook jouself lief hê. En Paulus het dit so 'n bietjie probeer saamvat in Efesiërs 4. As dit gaan oor jy moet die Here jou God lief hê, sê hy hier in vers 30, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Moenie so optree, verkeerde dinge doen, dat jy die Here hartseer maak nie. Die Heilige Gees wat met jou praat, en jy teen hom in goed doen, en dit toon dat jy die Here God nie so met liefde dien, as wat jy dit moet doen nie. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Dan die tweede, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself, sê hy so 'n bietjie, hoe moet jy dit doen? As jy kwaad word, moenie sondig nie. Paulus sê, nee, mens word kwaad, is so, maar wanneer jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Al is jy ook hoe de vieste in, jy het gaan slaap, en jy is nog de vieste in vir mekaar. Moenie jou kussing gryp, en in 'n ander kamer of op die bank gaan slaap nie. Dis moeilikheid soek. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. En as jy vanmôre sê, maar ek is kwaad vir iemand, miskien moet jy voor vanaand 'n telefoonoproep gaan maak. Moenie die duiwel
'n vatkans gee nie. Want die duiwel gaan net maak dat hierdie ding al hoe meer en meer word. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy ook iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan wees. Hoor jy? Praat net wat goed is, opbouend is. Moenie saam praat met hierdie ander goed nie. Moenie so negatief wees nie. Moet nooit verbitter of opvleend wees nie. Moet jou nie so wip oor. Moenie woedend word nie. Moenie vloek, skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Ja. Moenie so vloek nie, as jy so kwaad is. Moenie so skel, as alles verkeerd loop nie. Hoekom word jy so woedend? Jy sal 'n hartaanval kry. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God ook vir jou in Christus vergewe het. Kom ons antwoord daarop, lied 309. En nou gaan ons geloof bely. Ons gaan vir die wêreld vertel. Ek glo in hierdie wonderlike God wat vergewe, genadige God. En ons gaan dit vanmôre op 'n ander manier doen. Ons gaan dit sing. So, kyk bietjie na die woorde. Moenie maar net dis 'n baie pragtige melodie, maar terwyl jy sing, dis 'n geloofsbelydenis. Daar staan ek glo elke keer. En as ek dit sing, dan bevestig dit in my hart. Ek glo. Nou kom ons staan maar weer, want dit is 'n geloofsbelydenis. Ons staan en ons vertel vir die wêreld, so glo ek.
Vanmôre, gelei deur die Heilige Gees, lees ons net 2 versies. En dit kom uit Matteus 7, gaan oor die 2 paaie. Maar voordat ons uit hierdie heilige woord lees, kom ons buig die hoofde saam. Hier in Psalm 119 word die vraag gevra, waarmee sal 'n jong mens, waarmee sal enige iemand sy pad kan suiwer hou? En dan kom die antwoord, deur u woord. En u woord wat 'n lig op my pad is, 'n lamp vir my voet. En so wag ons vanmôre op u lig, op u woord. Spreek dan nou, Here, want u kinders het opgetrek na u huis om na u te kom luister. In Jesus se naam. Amen. Gaan deur die nou poort in. Dis nou 'n opdrag, hoor. Die Here sê, sorg dat jy deur die nou poort ingaan. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, maklik. En die wat daardeur gaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, die ewige lewe, is nou, en die pad daarheen smal. En die wat dit kry, is min. Nou, kom ek mos nou uit 'n familie uit. Kyk, as jy ergens heen gaan, dan moet jy nou weet, die hele gesin word vroeg wakker gemaak. Dit word gepak. En as jy nie gereed is nie, dan sal pa sê, as julle nie kom nie, dan bly julle. Maar kyk, om eers net gepak te kry, is al klaar 'n vreeslike probleem in ons gesin. En wat ek ook natuurlik glad nie verstaan nie, is dat 'n vrou, as sy nou, kyk, jy het 'n hele kar vol pakplek en jy het 'n bakkie waar oppak, maar sal jy nou glo, dan sal die vrou nou, nadat jy nou gedink het jy klaar gepak, want net om te pak is jy al klaar kwaad, want hoe moet jy al daai goed daar inkry? En dan kom die vrou nou en dan pak sy al haar goed weer by haar voete, en haar voete is toegepak. Verstaan ek nog nooit daai ding van 'n vrou nie, maar toe maar. Maar so ry ons dan nou op vakansie. Nou my mense bly daar naby Kimberley. Dis waar ek nou, hulle is nog steeds daar, dis waar ek groot geword het. Nou gaan kuier ons vir neef Koos. Nou, neef Koos, hulle uit die families, weet nou, hy sal, as ek nou bel en sê, kyk, neef, ek kom nou, dan sal hy sê, is reg, maar sal julle met middagete daar wees? Nou, middagete op die plaas is 12 uur. Nou, as ek nou daar kom, ek ry nou hier van Warmbad af, Kimberley toe. As ek nou daar aankom, en is so 7 minute, 11 minute na 11, dan sien ek, hy staan daar buitekant die huis, kyk hy so daar na die hek, en as ek kom, dan sê hy, het julle teespoed langs die pad gehad? Want kyk, ons ry om daar te kom. Jy stop nie langs die pad nie. As jy moet stop, is jy halfmoerig. En die kinders moet gou maak, hulle moet 'n draai gaan maak, en vrou moet asseblief kom, want jy stop nêrens nie. Jy stop nie, al vra die kinders vir hierdie mooi sonneblomme hier langs. Jy ry, want jy het net een ding in jou kop, en dis jou bestemming bereik. En die tyd wat jy daar kom, is jy moeg, en jy het niks gesien nie. Karavaanmense is weer 'n totaal ander soort mens. Die het ek nou later in my lewe van hulle begin ontmoet. Kyk, 'n karavaanmens, hy vra mos nou vir sy vroukie, hoor die ou vroukie nou, hoe laat dink jy nou kan ons nou ry? Nou so lekker rustig.
In 'n karavaan, mense sal sê, hoorie so, jong, is daar nog iets wat moet saam? Ja, ons maak ook so, kyk, as ons gaan op vakansie, dan al wat agterbly is ingeboude kaste, ons vat ook alles saam, maar in elk geval, nou karavaanmens, hulle, dan vra vrou, is daar nog 'n ietsiekie? En dan sê sy, ja, man, maar ek dink ons is nou amper reg. Dan sê nee, maar ons is reg, dan kan ons maar ry. En nou vertel hulle nou vir my nou die dag, nou daar uit Warmbad uit, as jy daar, daai opdraanders, daai bulte uitgaan hier na Nylstroom toe, sê hy nou, as hulle uiteindelik gery het, en so 11 na 15 kilometer is daar 'n mooi opdraande, as jy bo kom, hy sê, dan trek hy nou af met sy karavaan, en dan vra hy sy vrou, liefie, is daar nie 'n ou koffiekie nie? Kyk, maar, julle verstaan wat ek bedoel, maar 'n karavaanmens geniet sy reis. Die reis self is 'n vakansie. Sy vakansie begin met die ryery. En hulle stop by allerlei plekkies. En hulle sal afdraai op nou paadjies en hulle sal gaan kyk na museums. Hulle geniet dit. Ons jaag oor ons. En ons wens ons lewens om. Kyk, as 'n klein ding, is nog so klein, dan begin hulle al praat en sê, maar wanneer kan ek grootskool toe gaan? Hulle wil grootskool toe gaan. En dan kom hulle nou hier in die grootskool, en as hulle daar in die eerste grade kom, dan kyk hulle op, en dan sien hulle, daai graad 7's. Jo, en hulle wens, hulle kan ook al graad 7 wees. Lyk so lekker en groot. Maar as hulle graad 7 is, dan wens hulle kan nou al hoërskool toe gaan. Dan kom hulle nou in graad 8. En as hulle daar gekom het, dan wens hulle kan in matriek kom, want daar is meisies mooi. En daar is seuns wat spiere op plekke het wat hulle nog nie eens het nie. Dan wens hulle, ek kan in matriek kom. In matriek gekom, ja, ek wens dit ek kan uitkom. Ek wens ek kan gaan begin werk. Ek wens ek kan universiteit toe gaan. En as hulle nou op universiteit is, dan sien hulle so 'n ander jongetjie en dan begin hulle drome en wens hulle kan al trou. En as hulle getroud is, ag, wens ons het al 'n klein ding. En dan kom die klein ding, sê, ek wens hierdie kinders is al 'n bietjie groter. En so wens ons lewe om. En uiteindelik as ek in die werk, en dan wens ek so, ek kan eendag op pensioen gaan. Want dan gaan ek mos nou eendag die lewe kan geniet. Ek moet erken, hierdie lewe is nie maklik nie. Hier's baie slaggate in die lewe, op hierdie lewensreis waarin elkeen van ons op pad is. Slaggate. Ja, daar's mense wat probeer om my geld in die hande te kry. Om kinders groot te maak is nie maklik nie, hoor. Om 'n plaas te bestuur met al hierdie brande en goed word net baie moeilik. Hierdie lewe is nie maklik nie. En dan so op hierdie reis, dan kom jy partykeer by 'n stopstraat en jy word tot stilstand geruk. Kan enigiets wees. Jou gesondheid wat ingee. Jy gaan dalk hospitaal toe. En dan egskeiding. Partykeer gaan staan jy langs 'n oop graf. En dit is 'n stopstraat in jou lewe. Ander kere kom jy by 'n T-aansluiting. En dan moet jy nou besluit, links of regs, watter kant toe. Want die lewe is vol besluite. En let wel, elke besluit het 'n konsekwensie. Dink bietjie daaroor na. Elke besluit het 'n konsekwensie. En dalk sit jy vanmôre met so 'n besluit.
Jy moet begin dink, wat wil ek? Kan ek aangaan op hierdie plaas, waar my goed wegdra alles, waar daar brande is, waar dit nie reën nie. Ek word ouer. Moet ek nie dink om maar af te skaal na 'n kleiner huisie, na 'n plek waar klomp van ons gaan saamwoon in 'n veiligheidskompleks nie. Ek moet dink oor my kinders. Moet hulle gaan studeer of moet hulle maar gaan werk? Moet ek hulle help? Moet hulle oorsee gaan? Of moet hulle maar bly? Die hele lewe is vol besluite. Gaan ek links of gaan ek regs? En dan moet ek erken, ons word moeg. Moeg op hierdie lewensreis van my. Ek is moeg vir 'n regering wat op soveel plekke droog maak. Ek is moeg dat hulle my taal probeer vir my in diskrediet bring. Ek is moeg dat hulle my kultuur van my probeer weghou. Ek is moeg dat deur 'n Bella-wet hulle my kind se opvoeding ontsê. Ek word moeg. En dan vra ek, soos die kinders, as jy so ver ry, pa, hoe ver is dit nog? Jy weet mos hoe hulle gaan. Hoe ver is dit nog? En dan vra ek myself, hoe ver is dit nog? Hoe ver is dit nog? Voordat dit Desember, Kersfees is. Kinders hou daarvan. Ou mense sê, ek is moeg. Hoe ver is dit nog vir my? Is dit nie beter dat die Here my maar ook kom haal nie? Soveel mense wat lewensmoeg is. Ek sien dit op hulle gesigte. Kyk maar rondom my. Mense glimlag nie meer nie. Mense kyk onder toe, is bedruk. Want hierdie pad is nie maklik nie. Maar nou moet jy weet, die Here het nêrens beloof dat hierdie pad gaan maklik wees nie, hoor. Staan nêrens in die Bybel dat jy net 'n gelyk pad gaan hê nie. Inteendeel, daar gaan opdraandes kom. Jy ken van opdraandes. Daar gaan storms in die lewe wees. Maar dink bietjie mooi daaraan. As jy 'n opdraande uit is en jy kom bo, dan sien jy baie verder. En daar waar daar nooit 'n storm is nie, daar is dit 'n woestyn. So leer die Here ons ook maar partykeer op hierdie moeilike pad waarop ons is. Iemand vra een keer, waarheen is ons op pad? En toe die antwoord, elkeen van ons is op ons eie lewensreis. Maar hierdie lewensreis word teen 'n ontsettende spoed afgelê. Kom ek halfweg aan Psalm 90. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras. In die môre word dit afgesny. In die môre is dit nog groen. Maar dit word afgesny. En teen die aand is dit verlep en verdroog. Onder die toren vlieg ons daar en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. En op 'n ander plek sê die Bybel, ons jare gaan verby soos 'n skaduwee. Net so, dan is jou lewe verby. Dit is soos 'n gedagte. Die een oomblik dink jy, hoor ek gaan iets haal, 'n stapie kombuis jy wil hom gaan haal, en as jy kombuis kom en sê, wat as ek nou weer? Dan moet jy terug gaan en daai gedagte gaan soek weer, want jy het hom nou weer vergeet. So vinnig net uit jou kop uit. Die lewe is soos 'n ou grasie, ou blommetjie. Jy kyk daai ou blommetjie daar in hierdie droogte en as die môre verbykom is hy weg. Die lewe is soos 'n skaduwee. Jy sit nog hier
in die skade weer in die volgende oomblik weer sien die son oorgekom. Hoe vinnig het hierdie jaar nie verbygegaan nie? Weet jy, dis November. Jy weet daar, Kersfees, nuwe jaar. Kyk hoe groot het die kinders geword. Kyk hoe hierdie jaar verbygevlieg. En nou kom die woord en sê, elke dag van jou lewe, van jou lewensreis, is baie belangrik. Hierdie dag van vandag sal jy nooit weer oorkry nie. Die waters waarmee gemaal word, is verby. Elke dag. Ek verwonder my aan mense. Kyk, dan kom ek by 'n gemeente, dan is daar 'n getuie. En mense kom getuig, wonderlik, dis fantasties hoor. Kom iemand getuig, hy het hierdie rowwe lewe gehad en gejaag na die lewe en toe skielik in 'n ongeluk. En toe op 'n wonderlike manier deur genade gee die Here dat hy kan weer herstel, dat hy kan kom getuig van God se goedheid. Iemand het kanker. Kom vertel hier voor die kansel van hoe die Here haar gesond gemaak met hierdie kanker. Dis wonderlik, maar nou vra ek myself die vraag af. Hoekom moet jy eers in 'n ongeluk kom? Hoekom moet jy eers kanker kry? Hoekom moet daar eers teëspoed kom voordat jy besef, wow, hoe belangrik is die lewe? En dan begin jy elke dag voluit te lewe. Hoekom doen jy dit nou al nie? Ons, wat so vol planne is. Jakobus sê op 'n plek, julle sê ek gaan môre dit, Jakobus 4, ek wil môre doen en oormôre gaan ek dit doen. Julle wat nie eers weet of julle môre gaan lewe nie, doen dit vandag. 2 Korintiërs 6 sê, nou is die regte tyd. Nou is die regte tyd. Vandag, elke dag, is jou belangrikste dag in jou lewe. Moenie dat hierdie blommetjie van vandag by jou verbygaan nie. Nou vra mense nou waar gaan, wat is die mense bestemming? Ja, sê hulle, dit is nou maklik. Dis die graf. Ons almal gaan dood, ons almal gaan graf toe. Wat is die grootste nonsens wat daar is? As die graf my bestemming moet wees, dan is hierdie lewe sinneloos. Die graf is tog nie my bestemming nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As ek nou met 'n vliegtuig ry, dan moet ek nou daar deur daai nou poortjie gaan. Maar jy gaan een. Die ander mense wat jy kom afsien is bly. Jy alleen gaan daar daai poort. Dis mos waarvan die Bybel hier praat. Daai poort is nou. En jy sal nie sonder jou kaartjie daardeur gaan nie. Sonder die geloof in Jesus Christus sal jy nie deur daai poort gaan nie. En dan, as ek nou op die vliegtuig, as iemand nou op 'n vliegtuig geklim het, en jy staan en kyk, en dis dalk nou by begrafnis, en jy kyk, en jy sien hy vliegtuig, wat nou so weg, en die bloed is weg. Dan is daai een mos nou nie weg nie. Is mos daar. Is mos op pad na bestemming. En dis mos met my lewe dieselfde. Ek is mos op pad na my bestemming. Maar kyk, as jy met 'n vliegtuig ry, jy in Johannesburg opklim, dan gaan jy mos nou Kaap toe, of jy gaan Joburg of Port Elizabeth, maar jy gaan mos nou na 'n stad toe. En daai is, soos ons almal, 'n bestemming, daai is stad, waarheen ek op pad is, sy naam is ewigheid. En soos enige ander stad, is daar 2 afdelings. Daar's 'n bodorp en daar's 'n onderdorp. Daar's 'n spoegbuurt en daar's 'n krotbuurt. Die vraag is
Waarheen is jy op pad? En daai vraag moet elkeen van ons vir jouself afvra. Kom 'n verkeersman, handjie hier spring voor my uit. Hou stil, vra hy vir my, meneer, waarheen? Hoekom jaag jy so? Waarheen gaan jy? Vanmôre kom die Here, spring hy voor my en jou en sê, hey, stop. Stop bietjie man, hier waar jy sit, stop. Waar gaan jy heen? Ek vra vir mense, waar gaan jy? Gaan jy hemel toe? Gaan jy hemel toe? En sê hulle, nee, ek weet nie, ek het so baie sondes, jong, my lewe is nie reg nie, ek weet nie. Maar dan ken hulle nie die woord nie. Want Jesus het gesê, so lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie elkeen wat wonderlik is, elkeen wat elke keer kerk toe gaan, nie elkeen wat sonde is nie, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat is die antwoord? Wat is jou paspoort? My geloof in Jesus Christus. En as ek glo in Jesus en sy genade deur sy kosbare bloed en dat hy my afwas, as ek dit bely, dan gaan ek hemel toe. Maar partykeer kom die Here en dan stap hy so 'n bietjie rondom my motor, my lewensvoertuig. Kyk bietjie, brand jou ligte nog? Ja, brand jou ligte nog. Skyn jy nog vir Jesus? Wanneer laas het jy getuig van Jesus? Van sy wonderlike genade in jou lewe? Skyn jou lig helder vir Jesus? En jou brieke? Werk dit nog? Kan jy stop? Kan jy stop as jy weet? Hierdie paadjie is nie die nou paadjie nie. En dan kry jy mos nog 'n GPS ook. Ek het 'n vrou in Afrikaans wat met my die hele tyd sê, draai om. Draai nou om. Maar jy moet omdraai. En so kom die Here vandag ook en sê, draai om. As jy weet daar's fout in jou lewe vandag, draai om. Jy kan mos nie so aangaan nie. Het jy tyd nog om Bybel te lees, om te bid, of is jy te moeg in die aande? Is jy so besig met ander goederse? Kom die Here vandag en sê, draai om, terwyl daar nog tyd is. En dan natuurlik in jou motor en jou lewensvoertuig is jou heel belangrikste nie jou spaarwiel nie. Ja, hy moet daar wees. Die probleem is ons gebruik die Here as 'n spaarwiel. Ek dink nie aan hom nie, ek is te besig, ek is op pad, my eie planne, tot daar 'n papwiel, tot daar 'n ongeluk, tot daar 'n ding in my lewe kom, dan wil ek vir Jesus, soos hy klip, dan pas niks meer, dan wil ek vir Jesus. Wat is die belangrikste in my motorvoertuig? Die stuurwiel. Dat die Here God in beheer van my lewe is, dat hy die stuurwiel in my lewe is. Ek tel dit 'n verhaal op. Ek is nie doodseker of dit die waarheid is nie, maar dit word vertel vir die waarheid. Hulle sê, die twee jongetjies is nou pas getroud, en kuier by oupa en ouma op die plaas, by pa en ma, kuier nou daar, en naweek nou klaar, toe kom oupa en hy bring 'n pampoen, en skoonsie sê, pa, jong, sit maar daar in die kattebak. En ma sê, joh, wag, hier's nog 'n klomp eiers, wat ek bymekaar gemaak het vir julle tweekies, en skoonsie sê, maar baie dankie, maar sit dit maar daar in die kattebak.
En ma sê vir hulle, hoorie, voor julle ry, ek wil net vir julle kinders sê, asseblief, julle moet die Here saamneem in julle lewe, op julle pad. En skoonseun sê, ag ma, daai ou stories, as die Here wil saamry, dan kan die kattebak saamry. Van daar af Reinhold kom in 'n ongeluk. Al twee is dood. Tragies. Na so 'n week of meer gaan die ouers om te gaan kyk, want daai wrak is ergens gestoor. En hulle kom daar en kyk na hierdie wrak. En hulle gaan maak die kattebak oop. Wat sien hulle? Daai eiers, nie een gebreek nie. Jesus in die kattebak. Het jy vir Jesus in jou lewe? Ek sluit af. Elkeen van u wat op u lewensreis is, mag ek vanmôre vir jou sê, veilig ry. Mooi ry. Maar vat Jesus saam. Here ons Here, baie dankie dat ons vanmôre so 'n bietjie kon pad langs praat. So 'n bietjie weer ons rigting, ons pad beplan. Maar ons weet ook, hier's baie slaggate op hierdie pad. Stopstrate, daar is soveel keuses wat moet gemaak word. As daar iemand is vandag hier sit met moeilike keuses, dat u daarin sal voorsien. As daar iemand is wat by 'n stopstraat is met siekte of met wat ook al, dat u daar sal 'n God van nabyheid wees. So bid ek vir hierdie besondere gemeente, u kinders wat op die snelweg na die ewigheid is 'n smal weg, maar ons is op pad na die nuwe Jerusalem. En ons kan nie wag om te arriveer nie, om ewig saam met engele vir u te loof en te prys en voor die aangesig te buig om te sê, heilig, heilig, heilig is u Here God. Wil ook bid Here vir ons boere in hierdie omstandighede met die brande. Ek wil bid, ek wil smeek voor die aangesig vir reën. Ag Here, sien in genade aan. Moenie die diere in die veld, die voëls straf ter wille van ons sonde nie. Ek wil bid in die grootheid en liefde dat u in u tyd maar gou mildelik vir ons sal reën gee. Ek wil bid vir elke oupa, ouma, pa, ma wat kinders of kleinkinders seën Here met die grootmaak en met hierdie liefdestaak. Vir ons kinders, ons matrikulante wat nou ook besig is met matriek, met daai eksamens, gee vir hulle helder verstand. Ek wil ook bid vir klein Gerard wat so seer gekry het met die brand. Wees ook daar genadig. So bid ek Here, laat u seën dan nou vandag op elkeen van ons rus wat hier is. Ons wat op reis is, gee dat dit 'n spoedige reis sal wees. In Jesus se naam. Amen. Het nou geleentheid om vir die Here te dankie te sê. Het mos nou daar by die huis besluit, wat gaan u as 'n dankoffer vir die Here vandag gee? En het nou kans om dit te doen.
En nou gaan ons saam sing, nou het ek my briefie verloor, Lied 269, al die verse asseblief. En nou bid ek vir u die seën van die Here toe op u lewensreis. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.